Hartlik goeiemôre, mag die Here u baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Daar's 'n kamp in die Wildtuin met die naam van Mopani en daar so 'n lekker plek wat ou kan sit en bietjie ietsie eet of 'n milkshake drink en dan sommer so in die uitkyk het oor die dam wat daar is en die son wat sak. Pragtige plek om sekerlik so te sit ook, waar mens regtig rustig kan verkeer en mense gedagtes ver kan laat gaan ook. Liewe vriende, en so is dit sekerlik ook wanneer ons kom by 2 Konings, mens sou so gehoop het dat het daarom bietjie beter moet gaan in hierdie boek, en dit het daarom bietjie beter gegaan as wat het in 1 Konings gaan. Aangesien daar so daarom 2 manne is wat baie lig gebring het, baie stryd gehad het, maar baie lig gebring het, ook vir elke kind van die Here om ons te bemoedig en aan te spoor om te sê dat ons moet getrou bly aan dit wat die Here se opdrag ook aan ons is. En dis natuurlik Elia en Elisa dan. Nou, lieve vriende, die boodskap in 2 Konings, die handel maar oor die geskiedenis van Israel en Juda, en dan besonderlik die lewe van Elia en Elisa, en dan kan die boek ingedeel word in 3 dele, die laaste dae van Elia, en dan Elisa se lewe, en dan die konings se regering van Israel en Juda, die verskillende regering wat hulle dan ook daar gehad het dan. En ons moet sekerlik ook so weet, dat hier baie belangrike lesse hierso te leer is, en die groot geestelike boodskap is sekerlik die kragtige invloed van leiers. Ons sien hoe konings die mense beïnvloed het, en hoe die volk die Here gedien het ooreenkomstig hoe die koning ook was, en dan natuurlik die invloed van Elia en Elisa, nie net op die volk nie, maar op die konings ook. Soos wat die boek dan ook begin in 2 Konings 1 vers 2 staan daar, en Ahasja het deur die tralievenster in sy bokamer in Samaria geval en siek geword. Toe stuur hy boodskappers uit en sê vir hulle, gaan raadpleeg Baal-Zeeb, die god van Ekron, of ek van hierdie siekte gesond sal word. Nou, liewe vriende, hier is eintlik 'n skokkende ding om te lees in die Bybel, dat 'n koning van die volk van die Here op so 'n plek was, dat hy, toe hy in nood was, dat hy na die waarsêers, wil ek maar sê, toe gegaan het, en by die waarsêers gaan hoor het, wat gaan met my gebeur? Gaan ek gesond word? Sal ek siek bly? Gaan ek doodgaan? En dis 'n verskriklike skokkende ding eintlik om te lees. Ons sou nou nie dink as jy in die Bybel lees, dat 'n koning van die volk van die Here na waarsêers, na afgodsaanbidders toe moet gaan nie. Net soos daar vandag ook mense wat ook sê dat hulle kinders van die Here is, of christelik is, wil ek eerder sê, en hulle doen baie verkeerde dinge. Hulle gaan ook na allerhande waarsêers toe, en wil hoor wat sê die teekoppies, en hulle wil hoor wat sê die sterre, en hulle lees al hierdie dinge en volg dit na, en hulle vertrou op hierdie sake, om te weet wat hulle toekoms betref. Skokkend, dat sulke mense sê dat hulle kinders van die Here is. Maar die Here los nie sulke dinge nie, liewe vriende, en ons sien daar in vers 3 staan daar, maar die engel van die Here het vir Elia die Tisbiet gesê, en ek wil net eers hierso stop. Die Here weet wat mense aanvang. Die Here het geweet wat daai koning daar in sy slaapkamer besluit het, en hoe hy dan iemand gestuur het. Die Here weet van elke ding wat 'n mens doen dan ook. Dan gaan die Bybel verder, hy sê, maak jou klaar, gaan op, die boodskapper van die koning van Samaria tegemoet en spreek met hulle. Gaan julle omdat daar glad geen God in Israel is nie, om Baal-Zeeb, die god van Ekron, te raadpleeg. Is dit nie 'n vreeslike ding, liewe vriende, dat soveel mense op so 'n plek is, dat hulle nie meer eens dink dat die Here daar is nie, nie meer eens dink om die Here te raadpleeg nie. Mag u vandag nie op so 'n gevaarlike geestelike plek wees, om te vergeet het van die Here, en dat u nie meer na die Here toe uitreik nie, maar dat u sekerlik die Here ook so sal kom soek. En dan die skokkende boodskap, dan sekerlik vers 4, daarom dan, so sê die Here, van die bed waar jy op geklim het, sal jy nie afkom nie, want jy sal sekerlik sterwe, en Elia het gegaan.
En liewe vriende, hier is die saak sekerlik net opnuut. God het net opnuut vir hierdie konings en die volk laat weet, ek is die een wat bepaal, wie lewe en wie gaan dood. Ek is die een wat beheer is in hierdie lewe. Die afgode is dooie goed. Hulle kan nie iets doen nie. Soos die Here dan sekerlik met by Baal, by Karmel al vroeër gewys het ook. Kom wys die Here maar net weer opnuut. Ek is die God wat die verskil maak. En mag ons werklik waar op hierdie dag net opnuut kom sê, Here, ons kom vertrou U, en dat U die een is wat die verskil kom maak. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, dankie vir die liefde en die goedheid, dankie vir die wonderlike genade, dankie dat ons op U kan steun, en ons weet U doen ver bo wat ons bidding of verwag. Amen.